Ek groet u, dit is donderdag die 29ste Mei. Het ons vier opstandingsdag. Julle weet, Jesus se disippels was platgeslaan gewees toe hy gekruisig en begrawe was. En vir hulle was al die hoop verlore. En toe kom iemand nog boodop en vertel vir hulle Jesus het opgestaan uit die dode. En hulle het dit nie geglo nie. Maar uiteindelik moes hulle dit glo, want hulle het hom gesien, hulle het aan hom geraak. Hulle het vis saam met hom geëet daar by die see van Galilea en toe, na 40 dae, toe klim hulle op 'n dag saam met Jesus die Olyfberg uit, min wetende wat binne die volgende aantal ure gaan gebeur. Hulle besluit om hom pertinent uit te vra oor die toekoms van Israel en die oprigting van haar koninkryk, waar hulle het baie meer op die punt af antwoord van hulle Heer verwag as wat hy hulle gegee het. Hy sê vir hulle, het kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat deur die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Ja, Handelinge 1 vers 7. Ek dink hulle het behoorlik gedink, hier is 'n bietjie van 'n kort af antwoord. Maar net daarna sou hulle besef dat dit was nog altyd in God se volmaakte plan om geboorte te gee aan die ewige kerk, om die mense om te red. En vandag vier ons daardie wonderlike dag toe Jesus opgestaan het, om aan die regterhand van God die Vader te gaan sit. En ons weet waarmee hy besig is vir die afgelope 2000 jaar. Johannes 14 vers 2 sê, ek gaan vir julle plek te berei. As ek gegaan het en vir julle plek berei het, dan kom ek weer en sê julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nou wag ons vir daardie heerlike, wonderlike dag, wanneer hy gaan kom op die wolke, om ons na hom toe te neem. En Filippense 3 vers 20 sê, want ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook verwag as verlosser, die Here Jesus Christus. Die Engelse vertaling sê, we are eagerly waiting for his return. Is u afwagtend vir hom? Wag u eagerly vir daai dag? Mag die Here u seën. Amen.